Baie goeiemiddag, dankie dat julle my gejoin het. Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Genesis 31 doen. Ek het net gekyk, Genesis, hoeveel hoofstukke het Genesis? Net vir interessantheid. 50. Genesis het 50 hoofstukke. Okay. Kom ons maak net gaan so toe en vir die Here vra om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord beter te leer ken. En dankie dat ons u beter kan leer ken. Maak vir ons asseblief die woord oop en help ons om te sien wat ons moet sien, te hoor wat ons moet hoor en te kan leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Okay. So, ek die lig op hierdie ding. Dit is my bootjie. Anyways, okay. Genesis 31, vlug van Jakob en sy verbond met Laban. Toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban dat hulle sê, Jakob het alles geneem wat ons vaders in was en uit wat ons vaders in was, het hy al hierdie rykdom verwerf. Jakob het ook met eens aan die aangesig van Laban gesien, dat hy nie meer vir hom was, soos gister en eergister nie. Julle weet as 'n mens pelle raak met iemand, en dinge gaan baie beter met jou as met hulle, en dan sien jy in hulle houding, dit is nie meer dieselfde nie, en selfs met familie. So, dit is eintlik sad, 'n mens met afguns, dat mense afgunstig is op ander mense. Ek voel altyd, daar's genoeg sonskyn vir ons almal. So ek gun vir 'n ander ou sonskyn. En wat jy vir ander mense gun, kry jy dubbel terug, nê? So, dit is eintlik baie sad van Laban, sy gesindheid. Dat sy gesindheid so verander het teenoor Jakob. En die Here het aan Jakob gesê, gaan terug na die land van jou vaders en na jou familie, en ek sal met jou wees. Toe stuur Jakob en laat Rachel en Lea veld toe roep na sy kleinvee en sê vir hulle, ek sien dat die aangesig van julle vader teenoor my nie meer is soos gister en eergister nie, maar die God van my vader was met my. En julle weet self dat ek met al my krag julle vader gedien het. Maar julle vader het my bedrieg, hy het my loon 10 maal verander, maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie. As hy sê, die gestippeldes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestippeldes. En as hy sê, die gestreeptes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestreeptes. So het God dan die vee van julle vader weggeneem en aan my gegee. Een keer, in die tyd toe die kleinvee verhit was, het ek my oë opgeslaan en in 'n droom gesien, dat die bokramme wat die kleinvee dek, gestreep, gestippeld en bont was. En die engel van God sê vir my in die droom, Jakob, en ek antwoord, hier is ek, en hy sê, slaan tog jou oë op en kyk, al die bokramme wat die kleinvee dek, is gestreep, gestippeld en bont, want ek het alles gesien wat Laban jou aandoen. Ek het alles gesien wat Laban jou aandoen. Ek weet God sien alles, maar partykeer voel dit net vir my, Here, daar buite kan doen mense dit en dit en dit, en hier is ek regverdig, en ek kry nie wat ek voel ek toekom nie. Hoekom kry daai mense wat die naaste lelike goeders doen, hoekom kry hulle dit reg? Goodness gracious. Maar ek dink, ek besef alle meer nou dat ek die Bybel lees van vooraf. God werk met 'n plan, hè, en God sien wat die mense daar buite kan doen. En daar het die engel met Jakob gepraat, en hom gesê, ek het gesien wat Laban gedoen het. Dit bring troos in my hart, om dit te weet. Vers 13.
Ek is die God van Bethel, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het. Maak dan nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. Toe antwoord Rachel en Lea en sê vir hom, het ons nog deel of erfenis in die huis van ons vader? Word ons nie deur hom as vreemdelinge beskou nie? Want hy het ons verkoop en die geld wat deur ons verkry is, geheel en al deurgebring. Want al die rykdom wat God van ons vader weggeneem het, kom ons en ons kinders toe. Doen nou alles wat God jou gesê het. Toe maak Jakob hom klaar en laai sy kinders en sy vroue op die kamele. En hy voer al sy vee weg en al sy goed wat hy versamel het. Die vee wat syne was, wat hy in Padan Aram versamel het, om te gaan na sy vader Isak in die land Kanaan. Onderwyl Laban gaan om sy kleinvee te skeer, het Rachel die huisgode van haar vader gesteel. Wat? Ai Rachel, why? Nou, ek weet nie wat sy huisgode dit was nie, maar duidelik het Laban nie vir God aanbid nie, want wat sy huisgode soek, wat sy huisgode is daar in Laban se huis. En Jakob het Laban die Arameer mislei, deur hom nie te vertel dat hy wou vlug nie. So het hy dan gevlug met alles wat hy gehad het. Hy het hom klaargemaak en deur die Eufraat gegaan en sy aangesig gerig na die gebergte van Gilead. En op die 3de dag kry Laban die tyding dat Jakob gevlug het. Daarop het hy sy broer saam met hom geneem en hom agterna gejaag, 'n afstand van 7 dae, en hom ingehaal in die gebergte van Gilead. Okay. Maar God het na Laban die Arameer in die nag gekom in 'n droom en vir hom gesê, pas nou op dat jy met Jakob geen goed of kwaad spreek nie. Jo. En Laban het Jakob ingehaal. Jakob het sy tent al opgeslaan gehad in die gebergte en Laban met sy broers het dit opgeslaan in die gebergte van Gilead. Toe vra Laban vir Jakob, wat het jy gedoen dat jy my mislei en my dogters soos kruisgevangenes weggevoer het? Waarom het jy stilletjies gevlug en my mislei en my nie dit vertel nie? Dat ek jou met vrolikheid en liedere, met tamboerijn en sitter kon weggebring het. Ook het jy my nie toegelaat om my seuns en dogters te soen nie. Nou het jy dwaas gehandel. Dit is in my mag om julle skade aan te doen, maar die God van julle vader het verlede nag met my gespreek en gesê, pas nou op om met Jakob geen goed of kwaad te spreek nie. Nou is jy dan eenmaal aantrek, omdat jy so erg verlang het na die huis van jou vader. Maar waarom het jy my gode gesteel? Toe antwoord Jakob en sê vir Laban, omdat ek bevrees was, want ek het gedink, u sal miskien die dogters met geweld van my wegneem. Die een by wie u gode vind, hy mag nie lewe nie, hoor julle. Ondersoek wat by my is in teenwoordigheid van ons broers en neem dit vir u. Maar Jakob het nie geweet dat Rachel dit gesteel het nie. Toe gaan Laban in die tent van Jakob en in die tent van Lea en in die tent van die 2 slavinne, maar hy het niks gekry nie. En toe hy uit die tent van Lea uitgaan, kom hy in die tent van Rachel. Maar Rachel het die huisgode geneem en dit in die kameelsaal weggepak en daarop gaan sit. En Laban het die hele tent deurgevoel, maar niks gekry nie. Daarop sê sy vir haar vader, my heer moet nie baie kwaai kyk nie, omdat ek nie vir u kan opstaan nie, want dit gaan met my volgens die reël van die vroue. En hy het gesoek, maar die huisgode nie gekry nie. Toe word Jakob kwaad en hy het met Laban getwis en Jakob het geantwoord en vir Laban gesê, wat is my oortredinge, wat is my sonde dat u my so vurig agterna gesit het? Nou dat u al my goed deurgevoel het, wat het u van al u huisraad gevind? Sit dit hier neer voor my broers en u broers en laat hulle oordeel tussen ons twee. 20 jaar was ek nou by u. U skaap en bokooi het geen misdrag gehad nie.
en die ramme van die kleinvee het ek nie geëet nie. Wat die wilde diere verskeer het, het ek nie na u gebring nie. Ek moes dit vergoed, van my hand het u dit geëis, of dit al bedags gesteel is, of snags gesteel is. Ek was 'n man wat bedags deur die hitte verteer is, en snags deur die koue, en my slaap het gevlug van my oë. 20 jaar was ek nou in u huis, 14 jaar het ek gedien vir die 2 dogters, en 6 jaar vir die kleinvee, en u het my loon 10 maal verander. As die God van my vader, die God van Abraham, en die vrees van Isak nie aan my kant was nie, ja, dan sou u my met leë hande weggestuur het. God het my ellende en die moeitevolle arbeid van my hande aangesien en verlede nag geoordeel. Toe antwoord Laban en sê vir Jakob, die dogters is my dogters, en die seuns is my seuns, en die kleinvee is my kleinvee. Ja, alles wat jy sien is myne, maar my dogters, wat sal ek hulle vandag kan aandoen, of aan hulle seuns wat hulle gebaar het? Kom dan nou, laat ons verbond sluit ek en jy, dat dit 'n getuie tussen my en jou kan wees. Daarop het Jakob 'n klip geneem en dit as gedenksteen opgerig. En Jakob het aan sy broers gesê, bring klippe bymekaar, en hulle het klippe gaan haal en 'n hoop gemaak en daarop die hoop geëet. En Laban het dit Jager Sahaduta genoem, maar Jakob het dit Galet genoem. Toe sê Laban, hierdie hoop is vandag 'n getuie tussen my en jou. Daarom het hulle dit Galet genoem. En ook Mispa, omdat hy gesê het, mag die Here wag hou tussen my en jou as ons mekaar nie meer sien nie. As jy my dogters mishandel, en as jy vroue neem by my dogters, dan is geen mens by ons nie. Kyk, God is getuie tussen my en jou. Verder sê Laban vir Jakob, daar is die hoopklippe en daar is die gedenksteen wat ek tussen my en jou opgerig het. Hierdie hoopklippe is getuie, en die gedenksteen is getuie dat ek na jou kant toe hierdie hoop nie sal verbytrek nie, en dat jy na my kant toe hierdie hoop en hierdie gedenksteen nie sal verbytrek met slegte bedoeling nie. Die God van Abraham en die God van Nahor, die God van hulle vader, sal regter tussen ons wees. En Jakob het gesweer by die vrees van sy vader Isak. Toe het Jakob 'n offer gebring op die gebergte en sy broers genooi om brood te eet. En hulle het brood geëet en die nag in die gebergte oorgebly. En Laban het die môre vroeg opgestaan en sy seuns en sy dogters gesoen en hulle geseën. Daarna het Laban vertrek en teruggekeer na sy woonplek. En dit is die einde van hoofstuk 31, waar Jakob toe nou gevlug het en Laban hom agterna gesit het, maar God het vir Laban gesê, los vir Jakob uit. Interessant. En Rachel wat die gode gesteel het, hulle het niks gepraat van Rachel wat jyne Rachel. Anyway guys, julle met 'n baie mooi dag, hè? Baie dankie dat julle my gejoin het.